Goeiemôre almal, Vrydagoggend. Vandag is dit die 27ste Maart, jaar 2026. 'n lieflike dag geskenk deur Abba Vader aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en ek wil hier in die Bybel in praktyk wil ek vir ons so 'n bietjie deel uit Lukas 22 oor die Pasga. In die Joodse Pasga het die Vader die ongesuurde brood geïnterpreteer as die brood wat herinnering aan jou swaar kry is, Deuteronomium 16 vers 3. Jy mag geen gesuurde brood daarby eet nie. 7 dae lank moet jy ongesuurde brood daarby eet, brood van elende, want baie haastig het jy uit Egipte land uitgetrek, sodat jy al die dae van jou lewe, die dag van jou uittog uit Egipte land, in gedagtenis kan hou. Nou Jesus interpreteer nou ook die brood, as hy dit met homself identifiseer en wil daarmee te kenne gee dat hy homself vir sy volgelinge gee, want kyk, toe hy die brood gebreek het, het hy gesê, hierdie is my liggaam, en wat nou gebreek gaan word vir julle. Uitleggers verskil nogals oor die verstaan van Lukas se weergawe van die instelling van die nagmaal, omdat dit verskil van die ander evangeliste. Kyk, as ons die 4 evangelies gaan lees, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, dan nie een van hulle interpreteer 'n situasie dieselfde nie. Miskien gebruik hy nou 'n ouer tradisie as die ander evangeliste en verstaan hy die woorde vir julle gegee in terme van Jesus se dood as 'n martelaarsdood. Uitleggers meen dat Lukas interpreteer Jesus se dood in terme van Jesaja 53. Nou as ons Jesaja 53 gaan lees, wie het geglo wat aan ons verkondig is en aan wie se arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit die droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons aan hom sou aansien nie en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smart en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en soos ons het hy hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Nou kyk, as iemand iewes skielik alles verloor, waar's die vriende? Waar's almal wat altyd daar was? Hulle het weggehardloop. Nou so het Jesus se vriende ook, toe hy begin geslaan word, het sy vriende weggehardloop van hom af. Ook die opdrag om dit te doen tot my gedagtenis word nie in Matteus en Markus gedeeltes aangetref nie, maar wel in Paulus 1 Korintiërs 11 vers 24. Maar ek gaan vir ons lees van vers 23 tot 26, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met hierdie woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy weer kom, halleluja, en kom gaan hy verseker op die wolke, dis 'n belofte aan ons. Jesus se dood dien dan as 'n teken van sy trou vir diegene wat deel in die nuwe verbond, soos die Pasga 'n herinnering was aan die uittog uit Egipte, is die nagmaal dan 'n herinnering aan Jesus en die betekenis van sy dood. Nou ek wil vir ons Lukas 22 deel, die laaste Pasga, maar hier van vers 14 tot 23. En toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom, en hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet, voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet, voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en hy sê, neem en deel dit onder julle, want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van hierdie vrug van die wynstok, voordat ek die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit, en hy gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit so, tot my gedagtenis. Net so neem hy dan ook die beker na die maaltyd en hy sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word, maar kyk, die hand van hom wat my verraai, is by julle aan tafel. Die seun van die mens gaan wel heen volgens wat bepaal is, maar wie daardie man deur wie hy verraai word, toe begin hulle onder mekaar vra wie dit sal wees wat dit kon doen.
Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, oor 'n week vier ons weer hierdie gedagtenis, hierdie gebeurtenis. Here, baie dankie dat U gekom het en gelei het vir ons, Here, dat U ons sondes op U geneem het. Here, 'n prys wat ons nie kan betaal nie. Dis te duur. Here, baie dankie dat U hierdie duur prys betaal het sodat ons gered kan word tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam. Here, seën ieder en elkeen is my gebed in Jesus naam. Amen en amen.